Goeiemôre almal, welkom hierso. Nou sê vir die Here weer dankie vir al die reën wat ons gekry het. Here is so wonderlik. En hy reën nie net oor ons as gelowiges nie, maar hy reën ook oor die ongelowiges. Dieselfde reën. En net so is sy genade ook beskikbaar vir almal. En so stort hy dit uit vir almal. Kom ons bid. Magtige Hemelse Vader, dankie dat ons weer kan saam wees. Dankie dat U vir ons nog 'n dag gegee het. En Here, dankie dat ons hierdie dag in U naam kon begin. En dankie vir die woord wat U vir ons het vandag, Here. Here, lê U die woorde in my mond. Laat dit nie wees iets uit my uit nie, Here, maar U boodskap vir ons. En Here, dankie vir U liefde en U genade. En seën hierdie boodskap. En Here, bo alles laat U wil geskied, nie ons sinne nie. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ons het verlede week na die tyd so 'n gesprek gehad. En toe kom daar 'n vers by my op. En dit is uit Lukas 18 uit. Maar ek gaan so 8 verse lees uit Lukas 18, van vers 1 tot 8. Dan gaan ons beter verstaan waarom dinge gesê word. Ons begin by vers 1. En hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. En gesê, daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees het en geen mense ontsien het nie. So met ander woorde, 'n relatiewe onregverdige man. En in daardie stad was daar 'n weduwee. En sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teeparty. En 'n tyd lank wou hy nie. Maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie. En al ontsien ek geen mens nie. Tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen. Sodat sy nie uiteindelik kom en my in die gesig slaan nie. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê. Bedoelende op hierdie woorde dat hy sal iets doen, al het hy nie regtig baie meegevoel met mense nie. Dan vers 7 sê vir ons, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie? Al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen. Maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op aarde vind. En dis die vraag wat nou baie met my gepraat het hierdie week. En in my gekarring het hierdie week. Nou as ons gaan kyk na die woordjie geloof, dis om te volhard in iets. Dit is om
vashou aan iets. En dan sien ons Hebreërs 11 vers 1 sê vir ons, geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Kom ons gaan kyk, net so vir 'n oomblik, want ek wil nie te veel oor hulle praat nie, want dit is nie oor hulle wat die boodskap gaan nie. Maar in hoeveel kerke is daar nie meer ware geloof nie? Hierdie aanhoudende, volhardende geloof wat saamloop met gebed. Ons sien in soveel kerke word daar 'n ander evangelie verkondig wat eintlik niks te doen het met ware geloof nie. In baie gevalle lyk dit of geloof volgens hulle rykdom en eer en aansien en al daai wêreldse goed beteken. Dit gaan nie meer om God te vertrou op iets nie. Vir hulle is dit eerder 'n maatstaf van hoe suksesvol hulle is. Want geld en aansien is mos vir hulle mag. Maar ons weet daar's predikers wat sê, as jy dit kan droom, kan jy dit kry. My Bybel het nog nooit vir my so iets gesê nie. My Bybel sê bid vir dit, nie oor drome nie. God praat met ons deur drome en visioene. Ons droom nie rykdom in ons sakke nie. Ons sien die ander dag 'n video van 'n Suid-Afrikaanse prediker wat reken as jy gaan sing I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, dan gaan die Here jou so seën dat jy nooit weer enigiets nie op aarde nodig het. Want jy gaan oorvloedig geld hê. Hoe vals kan jy kry? Weereens kom hy en hy vat 'n woordjie van ek is geseënd deur die Here en hy verdraai dit om die wêreld te pas. So geloof, vertroue, seën word verwêrelds en vermenslik in hierdie tyd wat ons leef. Maar wanneer ons gaan kyk in Hebreërs 11, dan is daar vir ons baie voorbeelde van geloof. Manne en vroue met ware geloof. En ek gaan nie baie praat oor elkeen van hulle nie, want dan gaan ons môre hierdie tyd nog steeds hier staan en gesels. Maar ek wil net so 'n paar verse, hier van vers 1 tot 3, van Hebreërs 11. Ons gaan weer vers 1, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. Sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Maar nie praat hulle van Abel se geloof. Hulle praat van Henog se geloof. Nou ons weet Henog het nooit gesterf nie.
Die Here het hom lewendig weggevat, omdat hy soveel geloof in God gehad het. En ons kan praat oor Noag se geloof. En dit is vir my 'n baie mooi voorbeeld van iemand wat teen alles vasgehou het aan 'n belofte van God. As vir hierdie man gesê, Noag, bou hierdie massiewe skip. En ek kan vir myself dink, hoe moes die mense vir Noag gespot het? Want daar was nie eens water naby waar hy besig was nie. Ek dink hulle het in hulle lewe nog nooit so iets gesien nie. Al die spot en veragting wat hy moes deurgaan. Maar hy het vasgehou aan iets wat hy nie kon sien nie. Daai belofte van God. En ons sien dat hy en sy gesin in die ark in is. En God het die deur agter hulle verseël. Hulle het nie self die deur toegemaak nie. God verseël ons net so binne in Christus. Ons het nie nodig om 'n deur toe te maak omdat hy oop staan nie. Geloof in Christus. Dan is ons binne in hom, in God. Sê die woord van God vir ons. Nie mense nie. En ons staan op daai woord, Here, in U. Dan lees ons verder van nou Abraham. En ek lees hier by vers 8 en vers 9. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as 'n vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Hierdie selfde man se vrou, Sara, wat al byna 100 jaar oud was en onvrugbaar was. En die Here het vir haar gesê, jy gaan 'n seun baar. Ek dink sy moes nogal baie geloof gehad het om dit te glo op daai ouderdom. Maar helaas, hierdie seun is gebore. En hier kom God en hy sê vir Abraham, gaan offer jou seun. Dit moes vir hom iets verskriklik gewees het. Maar in geloof gaan hy. Ongeag wat gebeur, want die Here het vir hom gesê, jy gaan 'n nageslag hê, meer en groter as wat jy die sand op die strand kan hê, en want jy kan dit nie tel nie. Het Abraham dit gesien? Nee. Maar hy het gehoop daarop, en hy het die Here geglo daarvoor. En ons weet daar op die berg, ou man, hoe moes hy opgestoei het teen daai berg? Saam met hierdie jong kind. Wat doen? Wat die hout op sy skouer dra. Klink vir my amper soos 'n toneel wat 'n paar 100 jaar later afgespeel het. Waar die seun van God ook met die hout op sy skouer geloop het om geoffer te word vir ons. Hoe wonderlik is die Here.
Maar hier kom Abraham en hy gee vir hom in die plek van sy seun 'n bokram om te offer. En ons kan verder gaan en gaan kyk na Moses. Geloof. Hy vasgehou aan God se belofte om uit die Egipte land uit te trek. En ons sien hoe God hulle beskerm. En Moses was die man deur wie God die 10 gebooie vir die mense gegee het. Wat 'n wonderlike ervaring deur geloof. En so kan ons op hierdie lys afgaan en sien daar's nog baie mense. Maar dit gaan te lank vat en selfs die Hebreërs skrywer sê dit gaan te lank vat om al hierdie goed te praat en hy praat van nog baie meer mense as net die Betlehem noem. Ons sien selfs daai vrou in Jerigo wat die spioene gehuisves het en daardeur redding ontvang het deur geloof. En 'n baie mooi ene vir my wat nie in Hebreërs genoem word nie, maar in 1 Konings 19, 17, 18, 19, die weduwee in Sarfat. Elia stap na toe, hy sê vir haar, gee vir my iets om te eet. En sy sê, maar ek het nie meer nie. Ons gaan nou eet en dan gaan ons sterf. Hy sê vir haar, as jy vir my voorsien, dan sal die Here vir jou voorsien. En sy het gegaan en vir hom hier roosterkoekie gemaak. En ons weet, die meel en die olie het nie klaar geraak nie. Geloof. Hoe belangrik is geloof dan nou vir ons? Is dit hierdie geloof wat deesdae in die kerke gepreek word? Waaroor daar seminare gehou word? Waar daar boeke oor geskryf word? Of is dit 'n ander tipe geloof? Moet hierdie geloof nie dan eerder 'n intieme verhouding met God wees nie? Want as ek nie 'n intieme verhouding met God het nie, dan gaan ek hom mos nie vertrou op die beloftes wat hy gemaak het nie. Wanneer ek God nie vertrou nie, dan gaan ek ook nie bid nie. En ons sien dat Lukas 18 vir ons sê, daar moet gebid word. Ek meen, waarom wil mense nie bid nie? In die eerste vers van Lukas 18, en ek gaan hom weer vir ons lees, en hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel, met die oog daarop, dat 'n mens gedurig moet bid. En wat nog? En nie moedeloos word nie. Ja, maar Here, ek het nou al so lank gebid en daar gebeur niks nie. Bid weer. Bid weer, regtig. Paulus skryf vir ons, bid sonder ophou. Ja, maar ek het net klaar gebid. Nee, jy het nog nie klaar gebid nie. Gaan bid weer. Bid sonder ophou, bid in geloof. Bid asof jy dit reeds ontvang het, al het jy dit nog nie gesien nie. Dit is die geloof wat ons moet hê, want dan het jy 'n intieme verhouding met God. Dan vertrou ek hom om elke dag aan my te voorsien. In Matteus 6 beloof die Here, hy weet wat jy nodig het. Hy maak 'n belofte.
Maar Jesus sê ook vir ons, bid. Vra hom. Wat beteken dit om hom te vra? Ek gaan op my tene, ek bid, ek sê, Here, U weet wat ek nodig het, maar Here, dankie daarvoor. Al is daar nie 'n kriseltjie kos in jou kas nie. En sê, Here, dankie vir hierdie voedsel op die tafel vanaand. En die volgende oomblik klop iemand aan jou deur en kom lewer 'n boks vol kos af. Dis ons God wat ons dien. Is dit nie die tipe geloof wat Jesus wil kom vind wanneer hy terugkeer nie? Daai geloof wat gebaseer is op hierdie verhouding met die Vader. Daai geloof wat lei tot ons redding. Want as ons nie glo in Jesus nie, dan gaan jy ook nie gered word nie. Gaan Jesus hierdie tipe geloof kom vind? Soos daai vrou wat nie opgegee het nie. En kyk, ons weet, 'n vrou kan aanhou, né? Maar ons moet daai selfde houding hê. Ons moenie ophou nie. Ons moet wees soos vrouens. Hou aan en aan en aan. Sonder ophou. In geloof. Ons moenie toelaat dat twyfel. Want twyfel is ongeloof. En ongeloof is sonde. So moenie laat twyfel kom net skop hier binne in jou hart nie. Want hy gaan vrot eiers kom uitbroei. En as dit al, ja, hulle moet net 'n vrot eier. Jo, dit is glad nie mooi nie, hoor. Moenie daai vrot eiers binne in jou kom bly nie. Geloof, hoop, liefde. Men Jesus kom sê vir ons, die volmaakte wet is liefde. So as ons liefde het, en ons het geloof, en ons het deursettingsvermoë om aan te hou bid, aan te hou vertrou, dan sal die Here vir ons gee op die regte tyd. Nie wat ek, soos volgens Jakobus, soos hy vir ons sê, ons bid maar ons kry nie. En ons het wat ons bid nie. Ons het nie wat ons bid nie. Nou hoe nou? Maar Here, ek het nou gebid ook nou, maar dan kry ek nog steeds nie. Jy bid verkeerd. Dink jy dan bid ons vir die verkeerde goed? Die Vader weet wat ons nodig het. Here, soek 'n BMW. Hy moet 'n groter wees, moenie klein wees. Nee, jy weet verkeerd, man. Nêrens in die Bybel sê Jesus, jy gaan 'n 6 verdieping huis en 'n garagevol BMW's en Mercedes en Lamborghinis hê nie. Daai goed vir die duiwel jou beloof. Jesus beloof vir ons 'n ewigheid. Hy sê moenie vir jou skatte hier op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit kan verniel nie en vernietig nie. Maar maak vir jou skatte in die hemel bymekaar. Deur geloof. Dink ons Paulus en Petrus en Jakobus en die ander apostels, Matteus en Markus en daai manne. Hoeveel geloof moes daai manne gehad het? En hoeveel vertroue moes daai manne gehad het om te doen wat hulle gedoen het? Nou dink ons gaan net die beste hê? Nee. Ek dink ons dink verkeerd. Ek dink ons maak hulle tot 'n bespotting. Wanneer ons sê, ons gaan net rykdom hê. Maar dis nie geloof nie, man. Want as ek alles het, hoekom gaan ek dan nou die Here vertrou vir nog? Ek vertrou my goed, ek vertrou nie op God. Maar wanneer jy niks het nie, dan vertrou jy God. So laat ons nie vasgevang word in hierdie amper soos 'n
'n wip. Ja, die wip wat ons so stel vir die voeltjies, né? Moenie laat ons in daai wip vasgevang word van valse beloftes wat predikers vir ons maak oor rykdom en al hierdie snert nie. Maar laat ons vas staan op die woord van God, wat hy vir ons sê, die beloftes wat hy vir ons maak. Nie wat ons wil hoor nie, maar dit wat ons moet hoor. Laat ons ook bid. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Ek sê nie, Here, gee vir my 10 lorries vol brood nie, nee. Gee my vandag my dagse brood. In die woestyn het die Here vir hulle gegee genoeg in die oggend, genoeg in die aand. Niks meer nie, niks minder nie. Dit is hoe getrou God is, wanneer ons hom kan vertrou. Maar bou aan hierdie verhouding met die Vader. Ons kan nie sonder daai intieme verhouding leef nie. Dis dieselfde as 'n huwelik. As daar nie daai intieme verhouding tussen 'n man en 'n vrou is nie, hoe gaan daai verhouding aanhou leef? Hy kan nie. Selfde met die Vader. As ons nie hierdie intieme verhouding met hom het en hom vertrou vir absoluut alles wat ons nodig het nie, en vir hom dankie sê vir wat ons kry nie, want dit is baie keer, Here, hou ons veilig want ons gaan nou wegry. Maar sê ons vir hom dankie dat jy my veilig hou het, soos aan die ander kant kom. Ons het baie keer nie eens meer danksegging nie. Ons verwag die Here moet dit doen. Nee, hy moet niks doen. Laat ons bou aan 'n verhouding. En laat ons vashou aan 'n verhouding met Jesus en met die Vader. Want dit is vir ons lewensbelangrik. As dit 'n straatvrou kon red van die dood in Hebreërs 11, dan kan dit ons ook red. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie boodskap, Here. Here, en help ons om elke dag vas te hou aan hierdie intieme verhouding met U. Om dit nie maar net te laat gaan, en maar net so traag my nie agtig deur die lewe gaan nie, Here. Maar laat ons besef, ons het U nodig elke oomblik van elke dag. En dankie dat U altyd getrou is. Dankie dat U 'n waarmaker van U woord is, Here. U is 'n wonderlike Vader. En ons loof en ons prys en ons eer U daarvoor, Here. Seën ons die res van die week. En daar waar ons vir 'n rukkie weggaan, Here, hou ons veilig. En bring ons weer veilig terug hier by mekaar. Seën ons almal, Here. En laat U wil geskied. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. U kan gerus kyk op ons Facebook, en op geslagen, en op Persoon. En u kan op YouTube, United Truth, u allemaal welkom kan dat bekend. Sien vir julle.